Sommige mense kan vir jou die presiese dag en datum gee waarop hulle tot bekering gekom het. Hulle kan vertel waar hulle was, wat hulle gehoor het en hoe hulle daardie dag hulle lewe aan Christus toevertrou het. Ander mense het weer 'n ander geloofspad geloop. Hulle het in 'n gelowige ouerhuis groot geword. Hulle kan dalk nie een dramatiese oomblik van omkeer vir jou uitwys nie. Maar hulle sal dalk waarskynlik 'n dag onthou waarop hulle in die kerk in die openbaar belydenis van hulle geloof afgelê het. Of dit nou 10 of 30 of selfs 60 jaar gelede gebeur het, maak nie saak nie. Die vraag bly, wat het sedertdien van daardie belydenis van jou geword? Hoe het dit in jou lewe uitgewerk dat jy een keer gesê het, jy ken die Here en jy wil hom dien? Het jou lewe begin wys dat jy aan Christus behoort? Ja, ek weet dis 'n ongemaklike vraag, want wanneer almal van ons eerlik na ons lewens kyk, sien ons nie volmaakte gehoorsaamheid nie. Ons sien ook mislukkings. Ons sien verkeerde keuses. Ons sien gebede wat stil geraak het, sondes waarin ons vasgeval het, dinge waaroor ons skaam is. En dan wonder ons soms as gelowiges, as ek so gestruikel het, beteken dit dat my geloof nooit eg was nie? As ek God nie volmaak gehoorsaam nie, is daar dan nog hoop vir my? Hoe kan ek ooit seker wees dat ek hom werklik ken? Ja, hoe weet 'n mens dat jy God werklik ken? Dit is die vraag wat Johannes in vanaand se gedeelte vir ons wil antwoord. Goeienaand, welkom weer by ons aandgodsdiens. Ons gaan vanaand voort met ons skriflesing uit 1 Johannes, hoofstuk 2, vanaf vers 3 tot vers 6. As ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons hom ken. Iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leienaar, en die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord egter gehoorsaam, in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus geleef het. Tot sover uit die woord van die Here. Johannes wil hier met die gelowiges praat oor die vraag, hoe weet ons of ons God werklik ken? Sy antwoord op hierdie vraag begin nie by ons eie rekord van gehoorsaamheid nie, maar by Jesus Christus. Net voor hierdie gedeelte sal julle onthou het hy gesê dat Jesus Christus, die regverdige, ons voorspraak by die Vader en die versoening vir ons sondes is. Daar lê die vaste grond vir ons redding. Ons word nie gered omdat ons God goed genoeg gehoorsaam nie. Nee, ons word gered omdat Christus die verlossingswerk volkome volbring het. Gehoorsaamheid is net die vrug van ons geloof. Maar nou sê Johannes, as ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons hom ken. Hiermee wil hy sê, hoe word ware geloof in ons lewens sigbaar? Hoe word dit sigbaar in ons lewe dat ons God werklik ken? As ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons hom ken, sê hy. Die woord wat hier met gehoorsaam vertaal word, beteken om God se gebooie te bewaar. Dit beteken om dit ernstig op te neem, om daaroor wag te hou, om jou lewe te plaas onder die gesag van God se woord. Die vraag is nie net of ons 'n paar godsdienstige pligte nakom nie, of ons kerk toe gaan en of ons Bybel lees en of ons bid en of ons 'n paar goeie dinge doen nie. Die vraag is, het God se woord werklik gesag oor my lewe? Wanneer sy woord my teregwys, buig ek daarvoor of praat ek dit weg? Wanneer my begeertes met God se wil bots, wie het die laaste sê, ek of die woord van God? Johannes praat nie van sondelose volmaaktheid of geloofsperfeksionisme nie. Daar bestaan in elk geval nie so iets as 'n gelowige wat nie meer sonde doen nie, want net in die vorige verse wat ons gelees het, het hy gesê, as iemand beweer hy het nie sonde nie,
mislei hy homself. Maar waar iemand God werklik ken, daar ontstaan 'n nuwe gesindheid. Daardie mens wil aan God gehoorsaam wees. Sy ongehoorsaamheid bedroef hom. Hy kan nie vrede maak met die sonde en die ongehoorsaamheid aan God in sy lewe nie. Daarom is Johannes se volgende woorde ook so skerp. Hy sê, die mens wat sê dat hy God ken, maar sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar. Nou praat Johannes nie hier van 'n gelowige wat die stryd van die geloof stry, maar wat tog ook vind dat hy struikel nie. Hy praat nie van die gelowige wat ook val in die geloof en wat sy sonde bely en wat telkens terugdraai na God nie. Nee, in die oorspronklike Griekse teks dui die grammatika vir ons op 'n voortdurende lewenspatroon. Met ander woorde, iemand wat voortdurend sonde doen, iemand wat vrede maak met die sonde in sy lewe, wat weet hoe 'n lewe van geloof en oorgawe aan God moet lyk, maar wat onverskillig is, draak my nie agtig is daaroor, wat nie aanstalt is en plan maak om sy lewe voor die Here reg te maak nie. Ons moet dus raak sien, hier is 'n groot verskil wat Johannes wil uitlig tussen onvolmaakte gehoorsaamheid, iemand wat in die geloof, die stryd van die geloof stry, maar wat net nie volmaak is nie, teenoor onverskillige ongehoorsaamheid. Die een sê, Here, ek het gesondig. Ek het pyn oor my ongehoorsaamheid. Ek wil gehoorsaam wees. Ek wil. Vergewe my, Here, lei my terug. En onverskillige ongehoorsaamheid sê, ag, ek weet wat God sê, maar dit is nou maar soos ek dinge doen, dit is nou maar soos ek leef. Die een struikel op die pad waarop hy Christus volg, die ander maak vrede met 'n lewe waarin Christus nie werklik die Here is nie. Daarom kan 'n gebeurtenis uit die verlede nie op sigself vir ons geloofsekerheid gee nie. 'n Bekeringsdatum kan kosbaar wees en 'n openbare geloofsbelydenis is ernstig en belangrik, maar ware geloof bly nie by 'n herinnering nie. Dit leef voort in 'n lewende verhouding met Jesus Christus. In vers 5 neem Johannes dit selfs 'n treukie verder. Hy gaan van God se gebooie na God se totale woord. Dit gaan nie net oor die gehoorsaam van enkele voorskrifte nie, dit gaan oor God se hele geopenbare wil wat deel moet word van die lewe van die gelowige. Johannes noem dit in kort om in Christus te bly. Om in Christus te bly is nie 'n kortstondige, godsdienstige of geestelike ervaring nie. Dit is volgehoue gemeenskap met hom. Jy vertrou hom vandag, jy luister vandag na sy woord, jy bely vandag jou sonde, jy verlang vandag om hom te volg. Maar nou moet ons ook mooi onderskei. Hierdie gehoorsaamheid is nie dit wat ons in Christus plaas nie. Gehoorsaamheid is nie dit wat ons deel gee aan Christus en sy reddingswerk, asof redding uiteindelik van onsself afhang nie. Dit is die gevolg van wanneer ons aan die Here behoort. Dit is die vrug wat in ons lewe kom wanneer ons aan die Here behoort. Ons gehoorsaam hom nie om sy kinders te word nie, want dan sal ons nooit sy kinders kan word nie. Ons gehoorsaam hom omdat hy ons, wat ons nie deur ons eie gehoorsaamheid self kon red nie, deur Christus se verdienste sy kinders gemaak het. Daarom sê Johannes, moet ons wandel soos Christus gewandel het. Wandel beteken ons hele lewenswyse, ons hele lewensrigting moet op Christus gefokus wees. Christus het in gehoorsaamheid aan die Vader geleef. Daardie selfde gerigtheid moet ook in sy kinders groei. Here, nie my wil nie, maar U wil. Maar wat dan nou van die opregte gelowige wat nog steeds struikel? Ons moet hier sien dat Johannes nie geestelike perfeksionisme vir ons leer nie. Ons het gesien in die voorafgaande verse sê hy, ons kan maar erken ons het sonde in ons lewe. Dit gaan nie oor geloofsperfeksionisme nie. Die evangelie eis nie van my en jou geloofsperfeksionisme nie. Die evangelie roep ons tot iets anders. Dit roep ons tot die besef van ons eie onvermoë en swakheid voor die Here.
Dit roep ons om in te sien, om te verstaan, dat ons in onvermoë voor God staan, in onvermoë om met die beste geloofswil in alles aan hom gehoorsaam te wees. Die evangelie roep ons tot 'n belydenis van ons sonde en tot 'n vasgryp van hom wat eerste aan die kruis ons vasgegryp het. Dit is die evangelie. Nie die verwagting dat 'n sondaar mens wat homself nie kan red nie, nou volmaak gehoorsaam moet wees nie. Die toets is dus nie vir jou of jy nooit val nie, maar wat jy doen wanneer jy geval het. Maak jy vrede met die sonde en verdedig jy dit, praat jy dit weg? Of kom jy terug in die lig? Bely jy dit op jou knieë voor die Here en neem jy weer jou toevlug tot Jesus? Die opregte gelowige se gehoorsaamheid bly altyd onvolmaak, maar sy lewensrigting het verander. Sonde het sy vyand geword. Christus se wil het die rigting geword waarin hy wil beweeg. En dit is die troos vir die gelowige wat moedeloos raak baie keer op die pad van die geloof. Jou hoop lê nie in 'n perfekte rekord nie. Jou hoop lê in Jesus Christus, die regverdige. Maar nou moet ons in hierdie verse ook 'n waarskuwing raaklees vir die mens wie se lewensrigting nie verander het nie. Daardie waarskuwing dat jy nie moet dink dat daardie bekering eenmal in jou lewe waarvoor jy 'n datum het, daardie geloofsbelydenis wat jy een keer in jou lewe in die kerk uitgespreek het, of die bekeringsdoop waarmee jy een keer in jou lewe as 'n volwassene gedoop is, dat dit jou nie moet gerusstel as jy vandag nie meer die woord van die Here ernstig opneem nie. Johannes roep ons tot eerlike selfondersoek. Het God se woord werklik gesag oor my lewe? Is daar in my lewe 'n nuwe begeerte om hom te gehoorsaam? Keer ek terug na hom wanneer ek struikel op my knieë? Die mens wie se lewe die vrug van die geloof wys, nie om redding te verkry by God nie, maar uit dankbaarheid omdat Christus hom klaar gered het, kan gerus wees dat hy of sy God werklik ken. Jy hoef nie volmaak te wees om in Christus te wees nie, maar jy moet sy woord elke dag gesag oor jou lewe gee. Jy moet sy woord in jou lewe bewaar. Wat wys jou lewe vandag? Ken jy God werklik? Kom ons bid nou saam. Here ons God, U sien dwars deur ons. U ken ons. Of ons sit en of ons opstaan, U weet dit. U ken ons gedagtes nog voor hulle by ons opkom. Daarom, Here, ken U ook ons gehoorsaamheid en ons ongehoorsaamheid. U weet of die sonde in ons lewe ons werklik pyn en smart aandoen en of dit vir ons sommer niks is nie. U weet of die verdienste van U seun aan die kruis vir ons duur genade is, wat ons nie met ons ongehoorsaamheid wil bederf nie, en of dit vir ons 'n lekker verskoning geraak het om maar net in sonde voort te leef. Here, bewaar ons van onverskilligheid in die geloof. Bewaar ons deur U woord en deur U gees, lei ons in gehoorsaamheid. Maak dit ons erns om aan U gehoorsaam te wees, nie om daardeur ons redding te verdien nie, maar omdat dit die vrug is in die lewe van 'n mens wat U in geloof omhels. In Jesus naam. Amen.